Goeiedag broers en susters. Ek sê ook vandag 'n hartlike welkom vir die lidmate van NG Gamka van Ley en NG Moedergemeente Beaufort Wes. Ek is vandag daarso en Melanie preek vandag by ons. Dis ons eerste week in lydingstyd, ons eerste volle week, eerste Sondag. En kom ons vra nou vir die Here om ons te wys, wat is die pad wat ons moet loop? Kom ons bid saam. Ons Here, ons wil graag vandag voor U kom sit met nederigheid en met vertroue in U, wat ons weet, dit is alleen deur U Gees, dat ons op die ongelooflike geloofsreis geneem word. Here, ons vra dat ons vandag sal sien en sal hoor wat dit is wat ons moet gaan doen, en ons bid dat U vir ons dit hard en duidelik in ons harte sal laat hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Ons lees vandag uit Matteus 4. Ons lees vers 1 tot 11 en dit begin hier op bladsy 4 van die Nuwe Testament. Hierna is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte lank het hy gevas en later honger geword. Toe het die versoeker nader gekom en vir hom gesê: "As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word." Maar hy antwoord: "Daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak wat uit die mond van God kom." Toe neem die duiwel Jesus na die heilige stad en laat hom op die hoogste punt van die tempelgeboue staan en sê vir hom: "As U die Seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie." Jesus sê vir hom: "Daar staan ook geskryf, jy mag die Here jou God nie versoek nie." Hierna neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en sê vir hom: Dit alles sal ek vir U gee as U neerkniel en my aanbid." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan weg, Satan, want daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Toe het die duiwel hom met rus gelaat en kyk, daar het engele gekom en hom versorg. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Sê jy lang en hoof en het gesê, pas op vir die kort pad. Daar moet 'n rede wees hoekom die lang pad nie daar langs loop nie. Het jy al iemand gehad wat presies weet hoe om jou knoppies te druk? As die duiwel lostrek in ons skriflesing, hou hy nie terug nie. Nie net versoek hy vir Jesus nie, hy daag ook Jesus se diepste wese uit. Meeste mense sal waarskynlik saamstem dat dit boos sou wees om die duiwel te aanbid. Jesus weier die derde versoeking, waar hy al die koninkryke van die wêreld aangebied word. Alhoewel dit aanloklik sou wees, dink ek meeste gelowiges sou daarom kan sien hierso as 'n probleem. Om die duiwel te aanbid is 'n baie ooglopende sonde, nie waar nie. Die versoeking voor dit, die tweede een, daag Jesus se vertroue in die Skepper uit. Hierdie versoeking is baie meer agterbaks as die vorige een. Vir hoeveel mense in die Bybel het die Here dan nie 'n wonderwerk gedoen nie? As ons Handelinge lees, dis een van die boeke, dan kon ons omtrent nie 'n bladsy omdraai sonder om 'n wonderwerk of twee raak te lees nie. Sou dit dan regtig so verkeerd wees as Jesus dan afgespring het van die tempel af? Die duiwel lig 'n geweldig ongemaklike punt uit. En Jesus bied dan ook 'n vreemde verdediging. Die aanhaling wat die duiwel gebruik kom uit Psalm 91. Christene hou van Psalm 91 en party van ons hou ook daarvan om dit te misbruik. Dis hierdie Psalm wat Christene dikwels aanhaal om hulle eie roekelose gedrag te verskoon. Dis dieselfde Psalm wat mense met die beste bedoelings misbruik het in 2020 en in 2021. Die frase, die bloed van Jesus, word so graag voorgehou as 'n skild teen alle teenspoed, en dan gooi ons Psalm 91 in.
Dit word gebruik as rede hoekom niks slegs met gelowiges kan gebeur nie. As 'n ramp hulle dan tref, dan is dit hulle eie ongeloof en dan moet hulle bekeer. Hierdie redenasie is nie Jesus se nie, dis die duiwel se. Jesus haal dan Deuteronomium aan, wat verwys na Israel se gekla oor water in die woestyn. Jesus' argument is dat dit sonde is om simpel op te tree en dan die Here te wil voorskryf. Dis hoekom dit verkeerd, ondankbaar en arrogant is om van die tempel af te spring. Ek kan byvoorbeeld nie die Here blameer as ek dronk bestuur en iemand doodry nie. God gee vir almal van ons tog 'n goeie verstand, wel vir meeste van ons, en ek maak dan mos die keuse om my lewe te waag. Die Here is nie daar om die mens te dien nie. Dis die tweede versoeking. Die eerste versoeking is moontlik die korrupste van die lot. Jesus vas vir 40 dae lank. So hy is nou moeg en hy is honger. In die eerste versoeking word Jesus se roeping en sy identiteit uitgedaag. Wie hy is en wat hy doen. Die eerste en die tweede versoekings begin met as u die seun van God is. En dit is so manipulerend, want dit speel op die verwagtings in wat Jesus se volgelinge het van hom. Jesus is mos die seun van God, so hoekom verdra ons nog die Romeine? Jesus is mos almagtig, hoekom moet ons nog vir die keiser belasting betaal? Jesus sal mos nooit enige oorlog verloor nie. So kom ons begin, en ons maak Judea weer onafhanklik. Wat mense wou hê Jesus moes doen, en wat hy toe op die ouend kom doen het, is glad nie dieselfde nie. Lyding en vernedering was deel van Jesus se reis op aarde. Niemand blameer later vir Jesus, as hy die brood en die vis vermeerder nie, hy doen dit om mense te help. Maar hier in Matteus 4 gaan dit oor 'n kort pad, deur sy lyding, wat Jesus van die hand wys. Hoekom? Want Jesus kom nie aarde toe om sy eie eer te soek, of om sy eie stempel af te druk nie. Hy bly gehoorsaam aan sy roeping, en hy hoef homself nie aan ons of aan die duiwel te bewys nie. Jesus se versoeking is 'n uitstekende voorbeeld van wat sonde so aanloklik maak. Dit lyk so lekker. Daar's 'n aanhaling wat oor dissipline gaan, wat toegeskryf word aan Abraham Lincoln. Dit was waarskynlik iemand meer modern, maar die aanhaling loop so. Dissipline is die keuse tussen wat jy nou wil hê en wat jy die meeste wil hê. So as ek 'n diabetes, dan wil ek liewer gesond bly, ek wil uit die hospitaal uitbly, al is ek nou lus vir 'n lekker vet sjokolade. Ons kan die disipelgedagte net so vat van die dissipline gedagte af. Versoeking wil hê, ek moet sê nee vir wat God wil hê, sodat ek kan kry wat ek wil hê. En dis die hart van sonde en van versoeking. Behalwe vir die derde versoeking, vra die duiwel nie eens vir Jesus iets wat ooglopend boos is nie. Al wat dit boos maak, is dat dit nie die pad is wat die Gees vir Jesus gewys het nie. Sonde is nie altyd 'n optrede wat bedrog en haat insluit nie. Soms is dit doodgewoon 'n daad of 'n gedagte wat bots met God se roeping vir ons. Daar kan 'n fyn lyn wees tussen 'n goeie belangstelling, 'n passie en 'n afgod. Wat sou die verskil wees? Ek dink dit is moeilik om te sê, maar iets word 'n afgod wanneer dit meer sê oor ons lewens as die Here self. Natuurlik is dit goed om vriende, stokperdjies en 'n loopbaan te hê, niks daarmee verkeerd nie. Maar dit is ook belangrik om te probeer luister na wat is die Here se wil. Christene is volgelinge van Christus, die leidraad is in die naam, en hy was bereid om 'n lewe van gemak en veiligheid prys te gee, sodat hy kon doen wat hy moes. As ons dan vir Christus volg, en Christus moes soveel prys gee, wat beteken dit? Sou dit nie dan naïef wees om te sê, ons geloof gaan nooit enige opofferings vra nie? So wat is ons bereid om agter ons te los? Wat is ons bereid om vir die Here terug te gee, sodat ons die Here kan volg? Baie gelowiges in die vroue kerk het hulle goeie name, hulle vryheid of hulle lewens vir die Here afgestaan. Daarom is dit nie die einde van die wêreld as ons nie altyd alles kry wat ons wil hê nie. Die duiwel sê vir Jesus, Jesus, leef jou beste lewe, los hierdie gesukkel. Jesus antwoord, maar daar is niks beter as om te lewe soos die Gees my lei nie. Die meeste van ons het groot geword in die NG Kerk.
So ons ken nie die vervolgde kerk nie. Nie regtig nie. Die meeste van ons is die frases ordentlike mens en kerkmens wisselvorming. Dit was nie altyd so nie. In sekere dele van die wêreld is dit vandag nie die geval nie. Aan die een kant behoort dit vir ons makliker te wees op te lewe soos Jesus vra. Ons het nie vandag 'n tiende van die teenkanting wat die vroeë kerk gehad het nie. Aan die ander kant lyk die kultuur dikwels soos Christendom sonder om dit te wees. 'n Jesus wat vir die Weste of vir Afrika aanvaarbaar sou wees, kan dalk onherkenbaar wees vir die Jesus van die Bybel. Daarom is dit so belangrik vir ons om vir Jesus te volg met alles in ons, met ons liggaam en met ons gees. Ons word nie net as gemeente 3 keer versoek in ons lewens nie. Dis deurlopend. Daar is die hele tyd hierdie gearmdruk van die politiek en van die media se kant af en partykeer van ons eie lidmate om ons te dwing in 'n bepaalde rigting. Daar gaan altyd 'n veldtog wees vir die militante kerk. Hierdie kerk haat die wêreld en glo almal buite die gemeentegrense is vyande. Daar sal altyd ledegeld beskikbaar wees vir die gemeente wat die sosiale klub is. By die klub is dit lekker, ons is ons eie baas en net mense wat soos ons is mag inkom. Daar sal altyd 'n mark wees vir die winkelgemeente. By die winkelgemeente koop jy 'n doop, jy koop 'n troue en jy koop 'n roudiens, verder moet dit jou uitlos. En so sou ons kan aangaan. Dis hoekom disippelskap 'n lewenslange reis van liggaam en gees is. Met my lyf gee ek my krag, my tyd en dit wat ek tot my beskikking het. Met my gees hou ek aan om vir myself te vra hoe die Here my lei. Ons is nooit klaar vir die Here gewerk nie en ons is nooit klaar oor die Here gedink nie. As Jesus nie ergens gemaak het met sy roeping nie, dan kon hy maklik die eerste 2 versoekings aanvaar. 'n Gewone mens in sy posisie kon die brood of die engele wat hom vang nog moontlik beskryf het as 'n seën. So ons praat oor versoekings, dan praat ons nie net oor wat om te vermy nie. Ons praat ook waarheen ons besig is om te beweeg. Disippelskap is nie net om die versoekings te vermy nie, dis om die Here se wil te soek. So as ons elke dag besig is met laasgenoemde, dan gaan eersgenoemde ook volg. Disippelskap is nie 'n vaardigheid wat ons ooit kan bemeester nie, ons kan hoogstens verbeter. En hoe verbeter 'n mens enige vaardigheid? Voordat ons iets goed kan doen, moet ons eers bereid wees om dit te kan sleg doen. En voordat ons iets sleg kan doen, moet ons dit net in die eerste plek probeer. Ons gaan nie gelukkig genoeg wees om 'n rooi man met horings en 'n vark te sien as ons in die versoeking is nie. Dit gaan dikwels nie kom as ons dit verwag nie. Daarom leer ons elke dag meer en meer om soos Jesus te lewe. Ons doen dit wanneer dit maklik is, sodat ons dit ook kan doen wanneer dit baie moeilik is. Maar Jesus wys vir ons kan hom volg op die beste pad. Dis dalk nie 'n maklike kort pad nie, maar dit is die een wat hy reeds vir ons gewys het hoe om te loop. Amen. Ons groot en heilige Here, ons bely vandag dat elkeen van ons eie versoekings het. Niemand van ons is volmaak nie. Niemand van ons kan sê, ons het nog elke geleentheid aangegryp wat U vir ons gegee het nie. Ons het nog nooit die raad van ons versoekings gevolg, eerder as die woord van God. En niemand kan dit sê nie, Here. Ons vra daarom dat U ons disippelskap 'n daaglikse optrede sal maak, dat ons elke dag U wil sal soek bo enigiets anders. Here, ons vra dat U ons entoesiasties sal maak oor U wil vir ons lewens en dat ons so besig sal wees om U gelukkig te maak, dat ons nie eers sal agterkom, daar is bose magte wat ons van die pad af wil ruk nie, Here. Baie dankie dat U ons nogtans vergewe, indien ons die pad byster raak, maar dat U deur U Gees ons bemagtig om die pad wat U vir ons gee, voluit te loop.